het studie onderneem met verskeie redes oor taalmense van vernemende studente op beheerde rekeningverskaf. So, dit is basis 'n taalaudit en volgens Shoe learning that language can be a measurable and important link to more important factor in successful international business activities. Will be helpful to clarify the role of language skills on micro and macroeconomic levels. So, net 'n bietjie konteks, wat gebeur in 2018, ek weet nie of wat julle bewus is nie, die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geopleerde Rekenmeesters het aangekondig dat hulle voortaan in die eksamens, die eerste kwalifiserende eksamen van bevoegdheid, en reeds sowel as die tweede eksamen kwalifiserende eksamen van bevoegdheid, net in Engels beskikbaar sal stel. Daar was voorheen 'n parallel meer benadering met Afrikaans en Engels. Nou die eerste assessering gaan alreeds, of die tweede assessering gaan alreeds die volgende jaar in slegs Engels beskikbaar wees. En die eerste een gaan vanaf 2020 slegs in Engels beskikbaar wees. So, die redes wat die SAIGR verskaf het is, ek het 'n kollega van my hulle gaan sien en hulle het vreeslik baie redes verskaf. En dit is onder meer wat hulle gesê het. Daar's 'n afname in die getal kandidate wat eksamens in Afrikaans wil skryf, internasionaal erkende kwalifikasie en samewerking vir inkomste, en dit is eintlik hoekom alles Engels moet wees volgens hulle. Daar's 'n afname in die getal universiteite wat kursusse in Afrikaans aanbied, dis waar. Hoë vertalingskoste van eksamenvraestelle, tekort aan mense en tegniese hulpbronne om die verskillende eksamens in Afrikaans en Engels te administreer. Tekort aan amptelike terminologie, en volgens hulle het die rekenkundige en uitstandaarde word dan nie meer in Afrikaans vertaal, so daar is nie terminologie. En ook, hulle kan nie die regulering van nuwe terminologie, of hulle kan nie nuwe terminologie wat geskep word reguleer nie. Maar dit is eintlik glad nie daar is gevalle waar byvoorbeeld die MTI waar meer studente en voorgraadse BCom-studente nog steeds in Afrikaans klas kry en daar standaarde is heeltemal, daai terminologie is heeltemal ontwikkel. So en dan sê hulle ook, kandidate onderneem leerling rekenmeesterskap in Engels en Sukkel in Engelse werksomgewing in te pas. So dis hulle redes. Nou, hulle sê, by al hierdie redes, hoekom hulle nou sê Engels, wat dat Engels nou die beste gewees sê, wel, hulle verklaar steeds dat hulle verbind is om terminologie in al 11 amptelike tale te ontwikkel, as 'n onderrighulpmiddel. Wat 'n bietjie teenstrydig is. Goed. So, toe was daar ewige teenkanting van verskillende organisasies, dis julle kan dink en ook akademici. En van die redes wat die akademici en taalaktivistiese groepe gegee is, skakeling met lande wat eksamens slegs in Engels aanbied, was nog nooit voorheen 'n probleem. Daar's baie gesê, daar's honderde voorbeelde van baie suksesvolle mense wat hierdie eksamens geskryf het, wat hulle vir buiteland studeer of op werk. Die mobiliteit van 'n GRSA is nog nooit beperk omdat hulle in Afrikaans vir 'n professionele kwalifikasie studeer het nie. Daar's geen studies daar's geen navorsing wat dit ondersteun dat dit 'n nadeel is nie. En dan, dit is ook nie nodig as hulle enigstens 'n taalbeplanning gekry het om na hierdie beleidsverandering te kyk, sal die eerste ding wat die taalbeplanning vir hulle sou sê is, dis nie nodig om die eksamens in al amptelike tale te vertaal nie. Jy begin nie vir die dominante tale of ook terminologie te skep in al die tale nie. Dit kan later uitgebrei word. Goed, so, Johan Blou van die UWI, sy institusionele kantoor het baie waarde gesê. Om te redeneer dat SAIGR meertaligheid bevoordeel deur sy taalaanbieding te verminder, is nie die bedoeling van die grondwet ondersteuning van meertaligheid nie. In Suid-Afrika behoort geen instelling se taalbeleid te wees om 'n huidige goed funksionele tweetalige praktyk tot 'n eentaligheid te verminder, bloot omdat dit nie heeltemal meertalig kan wees nie. Hier is my baie wyse woord, gelyke ontmagtiging is nie bemagtiging nie. Goed. So die probleemstelling van die hele studie is, albei partye het geldige argumente. Daar is seker, ja, hulle het nie die kennisse en hulpbronne, die SAIGR
En daar is nie minder universiteite wat Afrikaans aanbied, die spesifieke kursusse in Afrikaans aanbied. Maar die teenkant het ook goeie argumente. Maar die probleem is dat daar geen ondersteunende navorsing is nie. Enige taalbeplanners wat jy sê, voor jy 'n beleidsverandering besluit maak, moet jy 'n ouder doen. En toe ons hulle gaan sien het, het ek nogal gedink, hulle gaan my wil beïndruk wees met die woord ouder, want ek praat hulle taal, maar hulle kon net nie taal en ouder in mekaar sit. So, ek het 'n adviespaneel gevorm van 'n paar kundiges op die terrein, uit verskillende terreine, maar wat ander bydrae sal lewer en ons het 'n navorsingsvoorstel aan die SAIG gestuur. Want ons het hulle in daardie vergadering, ons sal vir hulle taal doen. Hulle hoef nie bekommerd te wees, want dit is die laaste ding wat hulle vir hulle prioriteit is. En hulle sê, wow, ons moet net eers wag, ons moet eers hulle voorstel indien. Ons gee hulle momentig en navorsingsvoorstel in. Na 3 maande wat ek elke week hulle gevra het, hoor jy is nog terugvoer aan wanneer ek eers die persoon en die persoon en op die einde was het by die SAIG se direksie. En toe kry ons skrywe terug dat hulle dit nie aanvaar nie, ons mag nie die taal by die maand doen. Toe het ons besluit, ons gaan dit steeds doen, want ons het nie met toestemming nodig om navorsing te doen. Gaan wat net bietjie toegang tot deelnemers bemoeilik, maar ons het al die meter gevind om daar nie te kom. So, wat ek nou gaan aanbied is die resultate van die eerste navorsingspopulasie wat ons al gedoen het. Die navorsingsvrae wat ons nou beantwoord is, nog nie in volle kan doen, omdat ons nog die studie nog aan die gang is. Dus wat ek uitwerking kan die SAIG eentalige taalbeleid examineren op 'n meertalige land het. En meer die SAIG eentalige beleid examineren die taalmenings van vernemende eenheidige studenten af en tot ander belangengroepe en hoe kan taalmenings van die SAIG vernemende eenheidige studenten en ander belangengroepe deur 'n beleid en 'n implementeringsplan bereken word. Ons het dan twee alle aanvullings, maar dis so die navorsingsparadigma wat ek gebruik is die menslike kapitaalteorie. Ook omdat dit eintlik gaan oor die grootste ding wat hulle gesê het, die rede wat hulle gegee het is, daar's nie geld om het administreer nie, daar's nie mense om het administreer nie. En dan die navorsingsbenadering het ons 'n ingebede gemengde navorsingsmetode gebruik, waar beide kwalitatiewe en kwantitatiewe datastelling geanalyseer het. So hier is net 'n kort opsomming van die metodologie van data-insameling en ontleding. So navorsingspopulasie 1, dit is nou wat ek nou gedoen het. Ons het met voornemende studente gepraat, nogal baie uitdagend was, want dit is hoërskoolleerders, graad 11 en graad 12 wat beplan in 2020 of 2021 SAIG geakkrediteerde kursus te gaan studeer. So dis 'n baie goeie mandjie vir mense en om hulle in die hande te kry was het van moeilik. So ons het 'n eksterne navorsingsmaatskappy Markdata gebruik om ons te help om toegang tot hierdie mense te kry. En ons het so reg oor die land verskillende tale 420 respondente gekry wat deelgeneem het aan die studie. En die vraelys was ook in 5 tale beskikbaar. So jy kan kies in watter taal dalk nie ons het taal eintlik nie, kan nie in Engels of Afrikaans uitkom. Goed, so die data is ontleed deur SPSS vir kwantitatiewe data en kwalitatiewe data met FSTR. So ons gaan presies dieselfde doen met navorsingspopulasie 2 wat huidige studente is, voorgraads en nagraads. En omdat die SAIG nie meer hulle is ook meer samewerking vir ons vriend maak, ek moet ook om ons studente in die hande te kry. Maar ons het overal onderwees plan hoe ons het gaan doen. En dan ook die derde navorsingspopulasie is huidige lede van die SAIG. Nou interessant genoeg, 47.000 lede wat by die SAIG lede en 33.000 van hulle is Afrikaans. So dit wys op my nogal vir jou, so ons sien uit om te sien wat die mense sê wat hulle taalleidings is. Hierdie alles wat ons voor die einde van die jaar doen, want hulle beplan nou al die beleidsimplementering verandering te implementeren. Resultate, net biografies, vir die eerste populasiegroep, 60% was vroulik en 40% manlik. Leerders uit 65 skole reg oor Suid-Afrika is genade. Daar partykeer is dan net eens leerder per skool,
gebruik was al meer. Dan het ons hulle gevra by watse hoër onderwysinstelling wil jy graag gaan studeer of beoog om te studeer, en die Universiteit van Pretoria, Johannesburg, Stellenbosch, Noordwes en Witwatersrand was in die top 5. Goed. Ek dink jammer, die meeste van hulle se taalbeleid is Engels, met die uitsondering van een. Goed, so hierdie is interessant. Ons die respondente, soos ek gesê het 'n keuse gehad om die vraelys in verskillende tale in te vul. So 54,3% het die amper 54,3% het die vraelys in Engels ingevul, maar net 1,2% het aangedui dat hulle moedertaalsprekers of huistaalsprekers van Engels is. So jy het die keuse gehad om dit te doen, maar jy het dit nog steeds nie gedoen. En wat interessant is, Afrikaanse respondente het ook gekies, as jy kyk na die statistiek, om die vraelys in Afrikaans te voltooi. Dan het, dis nogal interessant, ons het hulle ook gevra, watter taal is jy magtig? Nou, toe ek die data gaan analyseer het ek gewonder of hulle dit nie dalk verkeerd geïnterpreteer het nie, maar dit is wat die data vir ons gesê het, en ek het weer mooi gaan kyk na die vraelys, daar staan duidelik, jy kan meer as jy opsie kies, watter tale kan jy lees, skryf en praat. So ek glo dit was 'n redelike eenvoudige vraag om te antwoord. Wat interessant is, 76,8% het aangedui dat hulle Engels magtig is. Onthou, en dit is alle studente wat beplan om SAIGR geakkrediteerde kursusse te gaan studeer. So wat beteken 23,8% van die respondente kan nie Engels lees, skryf of praat, of nie op 'n voldoende vlak nie. So wat beteken daar word al klaar so 23,8% uitgesluit. Hierdie is ook nogal interessant, ek het gevra, omdat daar is altyd dis altyd moeilik om te bepaal wat is jou moedertaal of jou huistaal, of soos ek 'n bietjie opgedeel. Ek het gevra wat is hulle huistaal, soos ek voorheen gesê het, wat is taal praat jy meestal in die sosiale kringe? Nou, wel slegs 1,2% van die respondente aangedui dat hulle huistaalsprekers van Engels is, het 15,3% aangedui dat hulle saaklik Engels in die sosiale kringe gebruik. Maar in Afrikaans kan jy sien, as jy Afrikaans by die huis praat, gebruik jy die meestal in die sosiale kringe ook. So die feit dat meer mense van inheemse amptelike Afrikaanstaalsprekers meer Engels praat in die sosiale kringe kan toegeskryf word aan die feit dat daar meer dat daar status gekoppel word aan Engels. Wat ons eintlik maar weer valse status soms. En dan het ons gevra, en watter, dit was eintlik maar baie hartseer om te sien, maar watter taal sou jy graag die studies wil voltooi? En 37% het aangedui dat hulle studies in Afrikaans wil voltooi, terwyl 44,8% aangedui dat hulle huistaalsprekers van Afrikaans is. Dit beteken 7,2% van Afrikaanse huistaalsprekers verkies Engels. Dit is hartseer, maar dit is nie so erg soos die sprekers van inheemse Afrika-tale verkies alles Engels. Goed, so toe ek nou by hierdie punt kom, voel ek nou baie beter oor ons lot. Want ek het 'n Likert-skaal gebruik om sekere taalmenings te meet. En dit is oor die algemeen baie positief. So die vraag, daar is plek vir meertaligheid in die Suid-Afrikaanse besigheidswêreld, 65,8% het saamgestem. 63,6% het saamgestem dat meer gedoen word om inheemse tale in die besigheidswêreld te bevorder. Net 27% het saamgestem met die stelling Engels is die enigste taal wat in die besigheidswêreld gebruik behoort te word. Moedertaal tot op die hoogste vlak is noodsaaklik, 65% het saamgestem. Dit is belangrik om rekenkundige terme in alle Suid-Afrikaanse inheemse tale beskikbaar te stel, 70,1% het saamgestem. Wil graag 'n inheemse taal aanleer, 58% het saamgestem met daai stelling. Ek vaar die beste wat ek my moedertaal studeer, 70,8% stem saam daarmee. Ek is lief vir my moedertaal in 80% en my moedertaal bemagtig my om my beste te lewer, 74% het aangedui dat hulle moedertaal hulle bemagtig. Suid-Afrika se vele tale is 'n probleem, 29,2%
92% het saamgestem daarmee. So dis nou helemaal 'n ander prentjie teenoor wat die biografiese inligting vir ons gewys het. So wat is die gevolgtrekking? Daar's nog verskriklik baie data wat ons kan gebruik in ons studie, ek wil net dit byvoeg. Daar's baie kwalitatiewe data wat hulle kon hulle opinie gee, maar daar's vir die tyd en die eindes van dit nou hier sê. Maar die gevolgtrekking hieruit wat ek kan maak is, jou biografiese besonderhede is meer kognitief. Dis 'n besluit wat hulle maak, respondente wat sprekers van inheemse en Afrika is, maak bewuslike besluite om Engels te kies. En daar is sekere redes daarvoor, daar's nie altyd bewusmakingsveldtogte soos met Afrikaans in inheemse tale nie. Waar Afrikaanse respondente kies meestal Engels, maar wanneer dit by taalmenings kom en ons het soos ek gesê het, ons het 'n Likert-skaal gebruik met 'n meting, dit is baie meer emosioneel. Is alle respondente ten gunste van meertaligheid en moedertaalonderrig op die hoogste vlak. So die kop sê vir my, kies Engels, maar jou hart sê vir jou gevoel, wat jy neem van die Likert-skaal, is meer positief teenoor meertaligheid en moedertaalonderrig. So, wanneer 'n respondente van inheemse en Afrika huisstaal keuses maak, kies hulle Engels. Maar wanneer dit oor emosionele besluite handel, kies hulle meertaligheid. So daar's 'n fantastiese gaping wat ons kan aanspreek. Ons kan bewusmakingsveldtogte skep oor die respondente se reg tot meertaligheid in moedertaalonderrig en ook meertaligheid. Ons kan aanhou veg vir ruimtes waar moedertaalonderrig tot die hoogste vlak beoefen word, soos ons nou doen met die Suid-Afrikaanse Instituut vir Kulturele Wetenskap. En ons kan ook taalbeplanningsaksies onderneem om meertalige ruimtes te skep. En Engels is superstaat in 'n land waar die minderheid van die burgers Engels is